Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkende tyd. Ons is in ons 26ste verjaarsdag maand. En die Here is so goed vir ons. En ja, ek praat oor, gaan hy verder, daai ekstra tree, daai ekstra myl saam met Jesus. En die rede, nie omdat ons iets wil ontvang nie, die rede is omdat ons reeds iets ontvang het. En volgende week gaan ek baie meer daaroor praat, maar net iets van die intimiteit. Hoekom doen ek dit? Is daai, ek soek u oë, Here, ek wil in die oë kyk, ek soek u hartklop, ek soek nie u hand nie, ek soek nie wat u vir my kan gee nie, ek soek u oë, ek soek u hart, ek wil hoor, ek wil voel, ek wil teen die bors lê, ek wil verder gaan in liefde saam met u. Ons kyk na die vrou, die losse vrou, Maria, wat Jesus se voete gesalf het en net in liefde uitgestort het. Lukas 7:41, maar dit was by die huis van 'n gesiene man. So Jesus vertel hom toe die volgende verhaal. Nou dis nou, die gesiene man is nou kwaad oor dat hierdie prostituut vrou dit nou gedoen het en hy vra vir Jesus, maar gaan jy nie iets omtrent doen nie? 'n man het vir 2 mense geld geleen, R500 vir die een en 50 vir die ander. Hy het nie baie ver gekom met daai geld nie, nee, is nie baie nie, maar in elk geval. Maar die een van die 2 kon hom terugbetaal nie. Hy het dus maar al 2 oorgesien en hulle skuld afgeskryf. Wie dink jy het hom daarna die meeste liefde bewys? Nee, die vraag, hy vir wie die meeste vergewe is, sal die meeste lief hê, né? Dis wat Jesus probeer verduidelik. En hierdie vrou in haar losse sedes, ja, sy het dalk erger geleef, maar nou het sy hierdie erger liefde. En hierdie fariseer, skrifgeleerde, hy het dalk altyd baie gedissiplineerd geleef en hy dink hy verdien dit. En daarom het hy min liefde. En hier is die vraag. Die vraag wat ek en jy moet vra, hoekom is ek en jy nie bereid om meer te doen vir Jesus nie? Hoekom is ek en jy nie bereid om verder te gaan saam met Jesus nie? Baie keer is dit, want ons dink, wel die goedheid wat ek ontvang het, het ek eintlik verdien. Het jy het gehoor? Die goedheid wat ek ontvang het ek eintlik verdien. Daai is die grootste gevaar, mense. Ons dink, ons verdien ons veldleer, ons dink ons verdien ons werk, ons verdien vergifnis, ons verdien die kruisdood, ons verdien alles wat met ons gebeur het, ons voorgewerk, ons is goeie mense. Mense, as jy so dink, sal jy nooit verder gaan nie. Sal jy nooit, uitgebul wees deur genade, deur liefde nie. Sal jy nooit besef, alles wat ek het is net genade. En alles kan in sekondes wegwees, weggevat word. En daarom gaan ek verder en gee ek liefde en sê ek dankie en stort ek my hart uit en dier aromatiese olie op die voete van Jesus. Hoekom? Liefde. Ek het so baie ontvang. En Jesus vertel hierdie storie, want kom ons wees eerlik, baie van ons dink, ek het net R50 skuld gehad. My buurman, hy het 500. Ja, nee, hy het baie skuld. Nee, daai ou, ek ken daai ou, hy's, jy weet, ons dink altyd ander het groter. Maar kom ons gaan staan voor Jesus. Ek en jy. Ons is altyd bankrot. Ons is altyd sondaars. Ons is altyd selfsugtig. Ons het niks om te offer nie. Ons staan voor Jesus in ons vuil sondige klere en ons sê dankie vir genade. Dis liefde, mense. Dis waarom ons verder gaan. Dat ons sê dankie vir genade. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, vergewe ons waar ons dink ons verdien. Waar ons dink ons is beter. Waar ons dink ek hoef nie verder te gaan nie. Ek doen genoeg en ja, het vir my dit gedoen en ja, eintlik, jy weet, ek is 'n goeie mens en ja, ons is 'n goeie gesin en goeie ouers en goeie kinders en eintlik verdien ons hierdie beskerming en ons verdien hierdie genade. Here, wees ons sondaars tog maar net genadig, Here. Alles wat ek het is net u genade. En Here, daarom wil ek my trane uitstort en my olie gooi en sê ek wil meer doen, ek wil verder gaan, ek wil liewer hê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.